Dis lekker om vanoggend hier so saam met julle te wees. Ons weet daar's baie mense in die NG Kerk, is die voorste bank ook mense in het, nê. Dis lekker om vanoggend saam met julle hier te kan wees op Opstanding Sondag. Al ons besoekers ook. Dis regtig vir my lekker, veral omdat ons gewoond is eintlik, julle sal hoor, julle moet verskoon, ek gaan so 'n paar keer moet stop om of my neus te blaas of om 'n slukkie water te vat, die verkoue het my bietjie beet. Maar gewoonlik, Opstanding Sondag, is die kerk nogal leeg. En dis vir my vandag regtig besonders, dat hier so baie mense saam met ons is. Want jy kan nie Goeie Vrydag vier los van Opstanding Sondag nie. So dis vanoggend vir my baie lekker om saam met julle hier te wees. Ek wil vinnig deur ons afkondigings gaan. Heel eerste het ons, laat ek net gou hier kyk, vriende, julle weet van ons bazaar. Daar's nog heelwat goedjies daar nodig, plante, handwerk, enige iemand wat bereid is om daar betrokke te raak. En dan, vriende, dink ek gaan daai uitlig. So wat ek eintlik maar net vanoggend wil noem nog, is ons voorbiddingslysie en ons medelee. Die naam wat 'n bietjie laat ingekom het na my toe vanoggend, is Rita de Kok, wat tans in Hermanus in die hospitaal is. So ons vra ook voorbidding vir haar. En dan gaan ons medelee uit aan die familie van Marjorie Brandt van Herberg aan See, wat oorlede is. En dan natuurlik na die boodskap is dit vanoggend ook vir my 'n groot voorreg dat ons weer 'n belydenisaflegging geleentheid het. Ek dink dis ook baie besonder om dit hier op Opstandings Sondag te kan vier. Vriende, en dan, ek gaan hierdie net saamvat sodat ek onthou wat ek hier moet onthou. Maar dan, vriende, vir die besoekers wat nou hier is, ons is nou vreeslik jammer, maar hier's te veel besoekers vanoggend om sjokolades vir ons besoekers te kan uitdeel. Maar as jy dalk in hierdie week verjaar het, dan kan jy maar as jy 'n besoeker is ook 'n sjokoladetjie kry. Hier in ons gemeente vier ons die spesiale geleenthede. So ek wil hoor vanoggend enige verjaarsdag die week. Hierso. Baie geluk. Dis hy. Baie geluk, nog enige verjaarsdag. Hier's nog die voorplek teen die galery. Hierso is nog 'n bietjie plek hier voor. Bo lyk dit vir my is redelik vol. Daar's nog 'n verjaarsdag daar bo ook, hoor. Ek sien daar's nog 'n verjaarsdag daar heel aan die ander kant. Dis die lekker ding van hier in ons gemeente, jy dink jy wil wegkruip vir jou verjaarsdag, as altyd iemand wat jou onder die bus gooi. Nie om daar's oom verjaar nie, dit weet ek. Daar's nog iemand, wie nog wat? Hier reg voor. Iemand hierso verjaar. Ek is vreeslik jammer, dis jou familie wat nie wil hê jy moet wegkruip nie. Baie geluk. Nog enige verjaarsdag? Daar's nog. Sien, ons kry julle almal uitgevang. Mens kry nie weggekruip hier in ons gemeente nie. Dan, vriende, kom ons hoor bietjie huweliksherdenkings. Huweliksherdenkings so pragtig om daskant. Hoeveel jaar is dit nou in die Frans, ja? 44 om kan net een vat. Daar is ons nog ene. Hoeveel jaar is dit nou? 43. Sjoe. Daar's nog ene, hierso wag nou, jy sien, maar vanoggend moet mens werk om by almal uit te kom, daar is hy. Is daar by die koor ook, hoeveel jaar is julle nou? 44, mensig, maar dit is 43, 44 is ons getal vandag. Ons moet maar kyk of iemand dit kan klop.
Hoe lank is julle nou? 41. En Frana? Ook 44. Kyk, dis net 'n dominee wat so eerlik sal wees. Daar so om Japie. Baie geluk julle. Ek het al baie die grappie gemaak, so meeste van julle sal hom ken, maar die dominee wat mos by die oom en tannie gekuier het en die oom wat gesê het, ja, dominee, ons is nou 50 jaar gelukkig getroud, maar het was nie vir my lekker nie. Nog enige huweliksherdenkings, vriende? Ek dink ons het nou almal. Die een wat in ons gemeente baie belangrik is en wat eintlik waar ons sjokolades begin het, is ons doopdatums. Hierdie viering dat Tannie Elise fantasties, hierdie viering om saam met mekaar te kan juig en te sê, ons onthou ook die Here wat nog altyd getrou is en wat ons nooit laat vaar nie. Is hier's nog doopdatums. Sjoe, dis fantasties. Baie, baie geluk julle. Wat 'n voorreg om saam met julle vandag hier te kan wees. Tannie Elise, Tannie ook. Asai. Nog enige, daar's nog doopdatums. Fantasties. Sien ek sê mos, mens kry nie hier weg. Prof. Dis nie prof se doopdatum nie, maar dis nooit lekker as iemand wat jou eksamens nagegaan het, as jy ewe skielik besef hy sit in jou diens nie. Watter kant is dit? Daai kant. Prof, hoef nie vanoggend kommentaar te gee nie, hoor. Ag, ek sê moet sommer dis lekker. Asai. Dankie julle. Het ons al die doopdatums. Vriende, en dan, ek dink ons het almal, dan het ons, wil ons vanoggend ook 'n paar kersse opsteek. Ek is die afgelope tyd, soos baie mense, die hele tyd besig om die nuus dop te hou. Is bekommerd want dit affekteer my. Dit affekteer my elke keer as ek by die dieselpomp stop. Dit affekteer my as ek hoor hoe bekommerd mense is. As ek die fantastiese vrou wat ons in die huis help, terugneem Masekane toe. En sy deur Yusuf se blaadjie blaai en sê, meneer, I'm only working for food. Reg oor die wêreld veroorsaak waan, ego, eie belang, dat brose mense seer kry. En ons steek vanoggend daarvoor ook 'n kers op. Maar dan het ons vanoggend ook iets besonders om 'n kersie voorop te steek. Baie van julle sou al gehoor het van Makatini, jare lank, ek ken daai geskiedenis nie so goed nie, jare lank wat ons gemeente ook al met Makatini 'n pad stap, die ou sendingveld. Maar vanoggend is 'n groot dag in Makatini. Maar dis nie meer die ou sendingveld nie. Vanoggend is dit die eerste keer dat Makatini, die VGK Makatini, hulle eerste eie predikant bevestig het. Dominee Lucky Kunene is vanoggend hy gelewer hy sy intreepreek in Makatini. Wat 'n voorreg om te weet, ons stap saam met hierdie gemeente al jare lank 'n pad. En daarom wil ek Dominee Frana, wat gelukkig getroud is ons verteenwoordiger by Makatini en ek wil vir hom vra om vanoggend vir hulle ook 'n kersie aan te steek.
Dominic Konene, hulle sê Floors nou, hulle gaan Pinkster, kom maak hulle by ons weer 'n draai. Hulle kom so, ek dink is amper elke jaar, nê. En dit is 'n voorreg dat hulle ook hierdie jaar weer by ons gaan wees. Ek het nie daai verder nodig nie. Vriende, is eintlik lekker om die diens met hierdie atmosfeer te kan begin, saam lag, saam dink, want dis die lewe. Oomblikke van vreugde, oomblikke van hartseer, van bekommerd wees. En is in hierdie wêreld wat hierdie Here opgestaan het uit die doodheid. Kom ons staan vanoggend en dan sing ons toetredingslied, lied 175 saam. Soos 'n blom na die son draai, soos riviere na die see loop, soos 'n boom na die hemel opryk, soos skape agter hulle herder aanloop, so rig ons hart op die Here. Rig julle hart op die opgestane Here. Gemeente, genade en vrede van die opgestane Here, van wat sit aan die regterhand van God. Amen. Ons loflied vanoggend, vriende, is lied 203, verse 1 tot 3. Kom ons staan ook daarvoor. Praise
Nou, dis vir my lekker vanoggend dat die koor ook hier by ons is. Ons gaan vir hulle ook geleentheid gee om vanoggend vir ons voor te gaan met 'n lied. Baie dankie vir die kerkkoor. Dit is verskriklik lekker om julle ook deel van die diens te kan hê. Vriende, julle kan julle Bybels vanoggend oopmaak by Johannes 20. Ons gaan die eerste 18 verse lees. Voordat ons gaan saam lees, kom ons sluit ons oë. Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier as gemeenskap van gelowiges te kan saam wees. Terwyl gelowiges reg oor die wêreld saam vergader. Sommige in kerke, sommige onder bome.
sommige in die pyn van oorlog. U kerk, u liggaam, saam met gelowiges reg deur die eeue. Mag ons vandag weer, Here, opnuut aangeraak word deur die leë graf. Mag dit ons stuur. Mag dit ons laat beweeg. Amen. Johannes 20, ons lees vanaf vers 1. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien die klip van die graf, dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, te sê vir hulle. Hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop. Maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf aangekom. En toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê. En die doek wat oor sy kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eers by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. En een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. En Jesus sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink hy is die tuinier en sê toe vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. En Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni, dit beteken leermeester. En Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disipels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Ons lees tot so ver toe. Dit is 'n fantastiese teks, met baie beweging natuurlik in hierdie teks. Hulle is besig om te hardloop, Maria hardloop om vir die disipels te gaan vertel, Petrus en Johannes hardloop terug om te gaan kyk wat daar aangaan. En dan wanneer Jesus op die ouene, wanneer Maria besef dat dit Jesus is wat daar by haar staan, dan sê hy, maar moenie verder aan my vasklou nie, ons maak die aanname eintlik, soos wat mens kan dink, 'n geliefde wat ewe skielik wie jy gedink het dood is, wat hier by jou is. Kan jy dink hoe sy aan hom wou vasgryp, vaskleef eintlik. En in my voorbereiding het ek nogal baie gedink oor hierdie hele konsep of kwessie van vashou aan goed, wat ons almal ken dit natuurlik. Daar's soveel goed wat ons aan probeer vashou, dinge wat dieselfde moet bly in 'n wêreld wat so verskriklik verander die heeltyd, wil ons graag hê sekere goed moet dieselfde bly. As ons dink aan ouer word,
Hoe ons vasklou aan ons jeug. Net hierdie afgelope week swem ek saam met my kinders en jy het mos nou 'n baie klein vensterperiode waar jou kinders eintlik dink dat jy cool is. En dan wil die manlike ego wil ook nou nie graag dit teleurstel nie. So nou wil hulle triks doen met in die swembad inspring. En ek is darm mos dan nog die 18-jarige van hoeveel jaar terug, omtrent 25 jaar terug. Vir van julle so 'n bietjie langer is dit. So ek kan darm nog, wie van julle, die oumas en die oupas, laat die kinders darm net sien, wie van julle kon in 'n swembad in jou jong dae 'n bollemekiesie gemaak het? Julle het dit nie geweet van julle oupas en oumas nie, nee? Ek sien hier's 'n paar oumas en oupas wat hande opsteek. En so kon ek natuurlik ook 'n bollemekiesie in 'n swembad ingedoen het, en ek besef, terwyl ek hardloop, besef ek, maar die knieë voel nie meer soos wat dit gevoel het nie, maar dis nou te laat, ego is op die spel, my kinders moet 'n bollemekiesie sien. Ek het 'n bollemekiesie gemaak, maar my rug brand nog steeds. So graag vasklou in dinge van die verlede. Hierdie verhaal is vir my in 'n groot mate ook die verhaal van die kerk wat vasklou. Vroegoggend, waarskynlik nog donker gewees, Maria Magdalena is alleen op pad na die graf toe. Sy het nie gegaan omdat sy 'n wonder daar verwag het nie, sy het nie gegaan omdat sy gedink het dat Jesus uit die dood uit sou opstaan nie, sy het gegaan omdat sy lief was. Sy was lief vir hom. Sy moes gaan. Sy kon eenvoudig nie wegbly nie. En toe sy daar kom, toe is die klip weggerol. Haar eerste gedagte is nie, hy het opgestaan nie, nee. Haar eerste gedagte is, hulle het hom weggevat. Ek dink enige iemand sou so gedink het daaroor. Verstaanbaar. En dan kom Petrus en Johannes kom aangehardloop na die graf toe, en Johannes wen die wedloop, dalk omdat hy jonger was, dalk net omdat hy meer gretig was, dalk het Petrus so 'n bietjie met 'n swaar gemoed gehardloop. Want nie lank voor dit nie het hy vir Jesus verloon. Daai wolk het dalk nog gehang oor sy gemoed. En dan as Johannes by die graf aankom en hy kyk na binne, dan kom Petrus, en dit is nogal interessant, Petrus is 'n impulsiewe ou, hy dink, of hy doen eintlik voor hy dink, reg deur die Nuwe Testament ontdek ons hierdie persoon wat in hardloop, en hier kom Petrus verby, eie aan sy aard, stop nie vir 'n oomblik nie, en hy's daar by die graf in. En Johannes sien ook dit, en dan sê die teks vir ons, Johannes glo, maar oor Petrus bly die teks stil. Petrus se verhaal bly in spanning, en ek dink is ongelooflik mooi, want in hoofstuk 18 verloon hy vir Jesus. Lukas vertel vir ons, as Lukas hierdie verhaal vertel, dan vertel Lukas vir ons, dat Petrus daar by die leë graf in verwondering staan, maar Johannes bly doodstil daaroor. Sien, ek dink wat ek raak sien by Johannes is dat Johannes hierdie spanning wil hou. Hy wil hê ons moet oplet, hierdie spanning tussen wat Petrus gedoen het, en hier staan hy by die leë graf. Wat sien, want net die volgende hoofstuk 21, dan ontmoet Jesus sy disippels daar by die see van Tiberias. En daai bekende verhaal waar Jesus dan vir Petrus 3 maal vra, het jy my lief? Hierdie
ongelooflike, baie keer, ek dink ons verstaan daai teks so dikwels verkeerd as hierdie aanval op Petrus, maar ek sien dit eintlik as hierdie loutering, hierdie herstel van Petrus daar, waar hy in ere herstel word en sy roeping weer opnuut ontvang. Maar hier in hoofstuk 20, Petrus sien ons niks nie, Johannes glo as hy die leë graf sien, Petrus sien ons niks oor nie, hy verdwyn net, hulle gaan terug huis toe, en wie bly agter? Maria Magdalena bly agter, alleen in trane. Miskien is dit juis iets van haar liefde wat haar daar vasgehou het. Is dit nêrens om te gaan nie. Want alles wat saak maak is hier, by hierdie leë graf, maar dit is, ek wil nog steeds aan hierdie graf, ek wil nog steeds aan hierdie dooie wese vasklou, want dit is wie ek is. Daar's nie veel meer oor van my nie. En dan buig sy en sy kyk in die graf en 2 engele sit daar, maar sy herken hulle nie eers as engele nie, want sy is so verblind deur haar eie emosie, deur haar eie trane, vasgevang in haar eie hartseer. Gaan kyk 'n bietjie reg deur die Bybel, hoe engele dikwels nie raak gesien word vir engele nie. Gewoonlik is dit dat die persoon, dat die karakter in die verhaal so vasgevang is in hulle eie emosies, in hulle eie wêreld, dat hulle nie kan raak sien dit wat hier reg voor hulle is nie. Vrou, waarom huil jy? Omdat hulle my Here weggevat het. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En dan draai sy om en sy dink, sy sien die tuinier. Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Meneer, maar as dit jy is wat hom hier verwyder het, sê vir my waar jy hom neer gaan sit het. Waar is hy? Maria. Net een woord. Net haar naam. En alles verander. Wonder of jy in literatuur 'n beter erkenningsoomblik ooit gaan kry as hierdie. Waar Maria Magdalena se hele wêreld verander net met die noem van haar naam. Jesus het immers vir ons gesê, hy is die goeie herder. Soos 'n skaap wat die stem van die herder hoor. En sy vlieg om en sy roep uit, Rabboni, leermeester. Dan kan ons net aanneem hoe sy hom vasgryp soos iemand wat 'n geliefde terugkry. En dan hierdie vreemde reaksie, dit klink amper, kan mense dit verkeerd verstaan as hierdie koue reaksie, moenie my langer vasklou nie. Natuurlik wil sy hom vasklou. Wat sy wil vasklou aan wat sy het. Sy wil vasklou aan hierdie een wat bevry het, hierdie een wat haar ontmoet het, hierdie een wat haar gesien het. Maar dis nie omdat Jesus haar verwerp nie. Hy gee die antwoord, dis omdat hy op pad is. Want ek het nog nie na die Vader opgegaan nie. Hy sê eintlik vir Maria, ek is nie 'n oomblik wat jy kan vasvang nie, ek is nie 'n herinnering wat jy in jou arms kan hou nie, ek is lewend, ek is op pad, en jy moet saamkom, Maria. Jy moet saam met my beweeg.
Ons drang om vas te klou aan goed is so verstaanbaar. Dit is menslik. Veral as jy ouer raak, die herinneringe, mense wat weg is, aan hoe dinge was, jou liggaam wat verander, soveel goed in jou lewe wat jy graag aan wil vasgryp. Ons hou vas. Hoe kan ons geloof? Miskien jy soos Maria, met liefde, met toewyding, met oorgawe. Maar selfs geloof kan soos 'n museumstuk raak. Ons kan so vashou aan hoe ons nog altyd gedink het. Ons kan so vashou aan hoe ons nog altyd gebid het. Nou hoe kerk nog altyd gelyk het, dat ons ophou sien dat die lewende Here steeds vandag besig is, steeds vandag op pad is. Dietrich Bonhoeffer het natuurlik die baie bekende verhaal of 'n boek geskryf oor die koste van disippelskap. In die oorspronklike Duits is dit eenvoudig, kan jy dit vertaal as navolging. Die koste van genade, genade sonder navolging wat goedkoop is. Genade as 'n kosbare ding wat ons bewaar, eerder as 'n krag wat ons in beweging sit. Ek dink ons kan eintlik verder gaan en sê, ons kan ook praat dan van goedkoop geloof. Om dit op so 'n manier my geloof te bedryf, dat ek dit eerder in 'n boksie wil sit en bewaar, en wil seker maak alles bly dieselfde daar. Eerder as 'n lewende verhouding met die opgestane Heer. 'n leë graf wat maak dat almal aan die hardloop gaan. Ek het amper gedink ek moet vanoggend my drafklere aantrek, maar ek is bevrees vir redes wat ek nie verstaan, nie pas dit nie meer nie. En nou kom die opdrag. Maar gaan na jou broers, gaan na my broers. Gee vir haar hierdie opdrag, gaan na my broers en sê vir hulle, ek dink amper, ek kan verkeerd wees, maar ek dink hierdie is die eerste keer wat Jesus sy disippels sy broers noem. Nie meer net volgelinge nie, nie net vriende nie, maar broers, omdat hulle dieselfde Vader het. En hierdie wonderlike beweging van hierdie God wat in beweging is, wie word eerste gestuur? Nie die sterkste disipel nie, nie die grootste disipel nie, nie die gerekenste leier van die dag nie, maar die eerste getuie is 'n vrou. Dink jy ons besef hoe ingrypend dit is nie? Ek dink nie ons besef hoe ongelooflik waardevol hoe Christus homself en sy identiteit hierin kom openbaar nie. 'n Vrou wat in daardie tyd nie eers self in 'n hof mag getuig het nie, want haar stem is nie getel nie. Hier raak sy, die brose, die weerlose, raak die eerste getuie en gesê, gaan, ek gaan vertel van my broers. Raak sy die eerste gestuurde van die opgestane Heer. Want God gebruik wie hy wil. So daar staan karakters in die Bybel. Ons hemel hulle so op. Gebroke mense. Jakob. Dawid. Vrou uit wie 7 duiwels uitgedryf is. Raak die eerste getuie. Want so werk God. En Maria hardloop. Sy gaan, sy vertel, ek het die Here gesien. En hier kom sit ons vandag 'n klomp vakansiegangers wat by familie kom kuier het. Dalk is julle maar net hier omdat dit mooi is by ons. En hier wil ons kom rus, ons wil 'n bietjie asem skep, ons wil 'n bietjie diep asemhaal om iets van die mooi van die wêreld in te neem.
En ook ons, soos vakansiegangers, wil 'n oomblik vasvang, ons wil 'n bietjie rus, ons wil 'n bietjie vrede hê. Maar Jesus sê vir ons vanmôre, moenie my vashou nie. Ek is nie 'n Paasnaweek ervaring wat jy in jou sak kan sit en huis toe neem nie. Ek is nie net 'n mooi diens op 'n Sondagoggend by die see nie. Ek is die lewende Here en ek is op pad. Die vraag is ek en jy saam op hierdie pad? Ons sit jaar na jaar sit ons in hierdie dienste en ons kan so maklik in die versoeking wees om te dink ek weet al hierdie dinge. Ek hou vas aan my geloof, maar miskien wil hierdie bewegende Jesus vanoggend vir elkeen van ons weer vra, watter gesprek het jy nog nie gevoer nie? Waar het jy nog nie beweeg saam met die lewende Here nie? Watter persoon in jou lewe het nog nie deur jou gesien en gehoor, ek het die Here gesien nie? Ons dink altyd dit moet groot wees, ons dink dit moet sendingwerk in Makatini gaan wees, ons dink dit moet groot projekte wees, maar dalk is dit net 'n bietjie liefde vir 'n buurman of buurvrou wat swaar kry. Dalk is dit 'n klein kind wat nodig het om net gehoor te word, sodat hulle kan hoor en sien die graf is leeg. Dalk is dit net die moed om môre anders op te staan. Maria het gekom om 'n dooie te soek. En sy het die lewende gekry. En toe sy hom wou vashou, het hy haar gestuur. Mag dit waar wees van elkeen van ons. Mag opstanding Sondag vir my en vir jou aan die hardloop sit. Om deur woord en daad vir hierdie stikkende wêreld te gaan wys, ek het die Here gesien. Hy's nie 'n ou storie nie. Hy's vandag betrokke. Here, wat 'n voorreg om vandag hier te kan wees en te kan bely en te kan weet U is die opgestane Here. Wat elkeen van ons stuur. Mag ons, Here, nie vasklou aan prentjies en mooi gedagtes van die verlede nie, maar mag ons aan ons gereformeerde aard voortdurend hervorm volgens die woord van die lewende Here. Mag ons in woord en daad getuig dat ons die Here gesien het. Amen. Vriende, ek gaan nou geleentheid gee vir die dankoffers voordat ons oorgaan na die belydenisaflegging.
Here, wat ons ontvang is net genade. Here, mag die genade vir ons dring om nie net geld te gee nie, maar onsself as lewende offers. Mag ons aanhou hardloop om te vertel dat ons die Here gesien het. Dat daar hoop is in 'n gebroke wêreld. Amen. Vriende, dis dan nou vanoggend vir my ook 'n voorreg om op hierdie besondere geleentheid ook een van ons belydenisgroep kinders te kan laat belydenis van geloof aflê. Ons het so tydjie terug die res van die groep en vanoggend gaan ons vir Nina Strydom. Nou, dit is vir my verskriklik lekker. 'n Belydenis van geloof, weet ons, is vir baie van ons maar net iets wat gebeur het. En dan is dit gou vergete. Telkens wanneer kinders belydenis van geloof aflê, dan lê hulle dit af en dan weet jy stilweg, dit was die laaste keer wat ons jou gesien het. Maar dis vir my vanoggend 'n groot voorreg, want Nina was nog nie klaar met die jaar omtrent laas jaar nie. Toe kom meld sy al aan om hierdie jaar vir ons met kategese te begin help. Dit is altyd 'n voorreg as mens hierdie geleentheid kan hê. Ek kan weet dis iemand wat erns maak met hulle verhouding met die Here. So dis lekker om vanoggend vir Nina hier te hê. Ek gaan Nina, voordat ek jou gaan vorentoe roep, gaan ek 'n stukkie eers van die formulier lees. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik vir God in die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op God se beloftes in die doop. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy met die mond bely wat jy ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dis 'n belofte wat jy maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat jy verklaar dat dit jou opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Dis natuurlik 'n belydenis nie net vir hulle wat hier voor staan nie, maar elke keer vir elkeen van ons 'n herinnering aan ons verbintenis ook aan mekaar. Nina, ek wil vir jou nooi om hier by my te kom staan vanoggend. Nina, ek gaan vir jou voorlees en dan gaan ek die vrae aan jou stel en dan kan jy op die vrae gesamentlik kan jy antwoord. Aangesien jy die kerkraad oortuig het van jou genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van jou persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat jy in die openbaar jou geloofsbelydenis mag aflê. Daarom versoek ek jou om voor God en sy gemeente op die volgende vrae opreg te antwoord. Die eerste vraag: glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en die gemeente hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Ten derde, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En ten laaste, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het
om jou te help om op die regte pad te bly. Nina, wat is jou antwoord? Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat jy sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat jy 'n belydende lidmaat is van die Nederduits Gereformeerde Gemeente van Gansbaai. Vriende, wat 'n voorreg om so ook mekaar raak te sien en vir mekaar 'n tuiskoms te wees. Ons leef in 'n era wat baie individualisties is. En dan vergeet ons dat vanoggend kom sê Nina, dis nie die begin van haar verhouding met die Here nie. Dis nie die begin van die pad wat sy met hom gestap het nie. Maar vanoggend kom sê sy hardop vir elkeen van ons, ek weet dat ek ook 'n geskenk vir julle is. En as ons hier sit vanoggend saam met haar, dan sê elkeen van ons ook vir haar eintlik terug. Ons weet dat ons 'n geskenk ook vir jou is. Ons is verbind aan mekaar. Want ons het die Here gesien. Here, ek wil vir Nina vanoggend kom bid. Here, dit is vir my fantasties om die voorreg te kon hê, om so ietsie te sien van hoe sy dink. Hoe sy vra, hoe sy stoei. Here, mag sy nooit ophou daarmee nie. Mag sy nooit skuldig voel, omdat sy bereid is om die moeilike vrae te vra nie. Mag sy dit altyd kom uitworstel voor u voete. Mag sy aanhou beweeg saam met u. Sodat u kan glimlag. Omdat sy voortdurend weer u sien. Dankie Here vir die geskenk wat sy vir die kerk is en gaan wees. Mag ons dit koester en haar aanmoedig. Amen. Ek wil vir hom Rian vra om saam met my dan net vir haar geluk te kom sê. Baie geluk. Hierso is vir jou ook 'n bekertjie en 'n doopkers daarin hoor. Was hy. Was hy. Dankie Nina, jy kan gaan sit. Vriende, ons gaan dan gaan ons oor die koor sing. Sing julle nou. Dankie Tannie Elise. Tannie Elise ken my ook al, sy weet sy moet opsit daarso as sy agterkom ek het iets gemis. Dankie julle.
slotlied vir oggend, vriende, is lied 422. Ons gestaan en saam die eerste en die tweede vers van lied 422 sing en dan bly ons staande vir die seën. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.